Hallo julle. Hallo daar. So steeds besig met besondere woorde wat sommer 'n hele gedagtegang vasvat of 'n hele begrip baie bondig uitdruk. Dit is lekker om net so 'n bietjie jou tande in te slaan in 'n paar van hierdie begrippe. En 'n mens hoop net wanneer jy nou hiermee klaar is dat jy ernstiger vorentoe as jy in 'n situasie is, dat jy kan sê dit laat my nou nogal bietjie aan Yotori dink of Wabi-sabi. of wabi-sabi of ikigai. Ja, dit begin al baie Japanees klink. Ja. En ons raak nou Japaneese woorde, want Japaneese woorde vat baie mooi begrippe saam, maar daar is soveel tale wat sulke begrippe het. So dalk by ander geleenthede kyk ons 'n bietjie na van die ander tale, Deens of die Noordiese lande is interessant genoeg ook 'n groep wat sulke woorde het. Ja, ek dink nou aan wat's dit? Hege. Ja. Ja, dis ook iets lekker woordig selfs, ons moet dit onthou. Ons kan dit nou so 'n bietjie later doen. Ja, so die woord wat ons vandag bietjie na wil kyk, net ook omdat dit so 'n lewensbeginsel is die Japaneese woord Mairaki. En die beskrywing hier is Mairaki is doing something with total love and pure soul. It is leaving a little piece of yourself in your creative work. Mairaki. Lees hom net weer. It is doing something with total love and pure soul. It is leaving a little piece of yourself in your creative work. So wat vir my dadelik opkom daarin is die egtheid van dit wat jy doen. Mens kan nie regtig iets van jouself in jou werk los as dit nie uit 'n baie egte plek uitkom nie. En uit 'n plek van liefde, né? En liefde, pure soul, 'n regte diep gevoel van dat dit is waarmee jy wil besig wees. En ek dink dit kom dis veral van toepassing waar mense nou dink aan iets soos kuns of kreatiewe werk. Maar ek dink weer eens dit is mense kan dit oor die hele spektrum van lewe kan jy dit vat. Of jy nou kinders grootmaak of kos kook of wat jy ook al doen om dit te doen vanuit daai plek uit en daai egte plek. Ek kan nie onthou of ons gepraat het oor die energiewaarde van Ek glo nie ons het al tevore daarvan gepraat nie. Nee. Want dit is eintlik baie interessant. Omdat voordat jy nou 'n bietjie daaroor uitbrei amper in 'n aanloop daartoe, wanneer 'n mens iets doen in hierdie gees van Mairaki, dan voel ander mense dit. Ja, dit het en dit het 'n effek op mense. Ja. En natuurlik op jouself op jouself ook. Dit is baie vervullend. Ja. Dit is om jouself daarin uit te stort, maar sonder dat dit 'n gewroeg is of enigiets van die aard. Dis 'n verlengstuk van wie jy is. Ja, dis mooi gesê. En jou liefde kom daarin na vore. En wanneer mense met daardie werk, met daardie skepping, met daardie proses waarmee jy besig is, wanneer hulle daarmee in aanraking kom, dan word hulle daardeur geraak. Ja, en dit resoneer want dit is baie relevant eg. Dit is menslik. Ek dink ook as jy kyk na kunstenaars se werk, jy gaan baie keer temas kry wat deur hulle werk loop of dinge wat hulle probeer sê en is baie keer dieselfde boodskap. Boeke wat mense skryf, dis baie keer 'n storie wat dieselfde ding vertel omdat dit die ding is wat in hulle harte leef. Dis iets van dit dink ek, of 'n kleur, soos Vincent van Gogh wat gesê het, hoe pragtig is geel nie. En hy sien dit en dis iets van hom. Dis sulke dinge. Ja. Maar nou in terme van die interessante navorsing wat gedoen is rondom egte optrede, autentieke optrede. Okay, vertel 'n bietjie. Ja, jy weet wat die cage is, want dit maar dit sal ek vir jou vertel. So
ons weet dat daar die energie of dat emosies 'n energiewaarde het. En dit kan gemeet word. So die en is amper voorspelbaar watter gaan hoe hoër frekwensies hê. Met ander woorde liefde, vreugde, dankbaarheid, daardie tipe van emosies gaan 'n hoër frekwensie hê as hartseer en om te rou en om kwaad. Sulke emosies het 'n laer frekwensie. So dit kan gemeet word. En dit bepaal hulle deur mense wat aan hierdie projek deelneem in die sogenaamde Faraday cage te sit, waar hierdie energievlakke, dit word dikwels gebruik in sielkundige in sosiale navorsing. Die Faraday cage is 'n instrument wat hulle amper gebruik. So jy sit daar binne en jy het al hierdie toestelle en dit meet die energievlakke. En dan word die persoon in die hok word dan gevra om stories te vertel oor hulle lewe, vertel oor hulle ouma, vertel oor hulle kinderdae. En die verskillende emosies word dan gemeet op hierdie skale van hierdie instrument. En die interessante was wel, hulle het gesien dit is soos wat hulle voorspel en dink in terme van laer en hoër frekwensies, maar hulle het eintlik iets gekry wat hulle aanhoudend hulle teorieë omvergegooi het. En dit was ongeag van die emosie, of dit 'n positiewe emosie of negatief was daar elke nou en dan hierdie vreeslike frekwensiesprong. Ja. Maar baie hoog. Heeltemal uit verhouding uitskiet. Heeltemal 'n uitskiet op die grafiek. En hulle kon nie dit verstaan nie, want dit het net nie sin gemaak nie. En toe het hulle daarna gekyk en een van die navorsers het gaan kyk spesifiek wat was gesê, wat was die storie, wat het gebeur, wanneer dit gebeur. En wat hy besef het is dat wanneer daai storie vertel word en op daai spesifieke plek het hy koue rillings gekry. Hy's diep geraak. Hy's diep geraak deur daai stukkie van die vertelling. En wat hulle besef het is dat hulle noem dit 'n egte oomblik. Dit was 'n oomblik waarin die verteller baie eg, autentiek iets beleef het van die gebeure, of dit positief of negatief was. En daai ja, dis ongeag of dit nou 'n positiewe emosie, sê nou maar byvoorbeeld iemand was baie ontsteld of baie hartseer en hulle praat daaroor vanuit 'n diep egte plek. Ja. Dan het dit hierdie vreeslike sprong wat dit gee. En toe het hulle besef dat die hoogste frekwensie nie behoort aan 'n emosie soos liefde of vreugde nie, maar dit behoort aan autentiekheid, aan egtheid. En dit is so ongelooflik, want dit beteken dat wanneer 'n mens vanuit daai plek uit funksioneer, pure soul, total love, daai plek wat totaal en al jy is, dan is jou energie wat jy uitsit so geweldig. En dit het soveel potensiaal. En wat vir my verstommend van daai navorsing is, dit is nie, ek weet nou nie wat was die skaal nie, maar kom ons sê nou maar, dit is 'n skaal tot op 10. En dan is blydskap en liefde en hierdie tipe dinge, sê nou maar is hier omtrent 8. Of 9. 8 of 9, en dan die ander basis emosies of base dis nou lê nou laer. Maar hierdie metings op egtheid, hoeveel keer hoor? 60 maal hoor. Is dit 60 of 40? Is dit 40 of 60? Ek wil sê dit is besides ek dink 60 keer hoor. Maar soos fenomenaal meer. Ja. So dit is sommer net. Dis off the chart soos hulle sê. Ja. En en net in terme van dit, as jy nou dink wanneer jy skep of wanneer jy lewe en jy sit daai tipe van energie, daai my raakie energie in jou werk, dan is die potensiaal daarvan na buite toe net iets geweldigs. Dit kan die wêreld verander. Maar dit raak 'n mens self ook. Ja, verseker. Daar is 'n groot sin van genoegdoening
en van tevredenheid. Dit is 'n Is 'n goeie plek om te leef. Ja, dit is 'n algemene goeie gevoel wanneer mens daarmee besig is. En 'n mens kom dan nou net agter dat ons dikwels onsself so kniehalter dat ons nie by egtheid kom nie, want ons dink ons maak dalk iets verkeerd, ons doen dit nie perfek nie of wat ook al. Ons sien dit met die pottebakkerswerk. Al is 'n ding nie perfek nie, kan jy sien wanneer dit autentiek is. Ja. Dit is so mooi. Dit het letterlik 'n merk. En dit het 'n energie. Energie van die skepper. Die persoon kan sê, ja, maar die oë is nie eers op dieselfde vlak nie. Dit maak nie saak nie. Daar's iets daaraan. En ons is nou al, ek wil nou nie sê ons is kundiges nie, maar ons is nou al so. Ons kan sien wanneer iemand uit 'n autentieke plek uitgeskep het en wanneer daar te veel ego ingespeel het. Ja, en met my eie werk. Met jou eie werk ook. Met jou eie werk ook. Ja. So net om 'n mens attent te maak in 'n mens se eie optrede en jou gesprekke en jou skepende prosesse met jou lewe. Dit bly interessant. Dankie julle. Ons kan nie waarborg daar gaan nog Japaneese woorde opduik nie. Die lewe is so interessant en die Japaneese vat dit mooi saam. Ja. Ons praat gou weer. Mooi bly. Tata.